Ek het gil om te braak oor hierdie post se comments, maar ek voel nie. Dit maak my diep bedroef om te sien hoe lui die Christene van Suid-Afrika geword het. Ek dink die 85% Christene van Suid-Afrika, net 10% is ware gelowiges. Die res sal brand in die hel eendag omdat hulle God 'n leenaar maak en nie berou het oor dit wat hulle doen nie. Julle het die vermetelheid om vir Dani jammer te kry. Julle sal eerder vir Dani aanbid as vir Jesus. En nie vir julle vir die waarheid baklei nie, maar dit spreek boekdele. Dit spreek boekdele van julle persoonlikhede. En ek sal nou die Bybelverse aanhaal wat vir my uitwys wie julle werklik is. Julle wat so gou kritiek lewer voor julle navorsing behoorlik doen. Dis vir julle vir wie ons baie versigtig moet wees. Jesus was gekruisig deur sy eie mense wat ook nie van die waarheid gehou het nie. Dani het eers behoorlik berou gehad nie. Ek meen hy glo nog steeds in die wegraping. 'n Fiksie. Waar in die Bybel staan die wegraping? Ons lees net van die wederkoms. Ons almal gaan deur die groot verdrukking gaan. Ek dink ons het al die confusion uit die weg uitgeruim, maar julle harte is bitter kliphard verhard. Ek kan nie glo mense ken nie die geskiedenis nie. Ek kan nie glo mense kan nie sien hoe die Bybel reeds oplyn met gebeurtenisse nie. Mense verdedig eerder die leuen as die waarheid. En dis nou bewys. Spreuke 6 vers 16. Die Here haat 6 dinge. Nee, daar is 7 waarvan hy afskeid het. 'n Tong wat lieg. 'n Getuie wat lieg. Spreuke 16 vers 13. Eerlike mense geniet die koning se goedsgesindheid. Hy hou van mense wat die waarheid praat. Spreuke 17, en hier kom die kruks. Spreuke 17 vers 20. 'n Vals mens sal nie voorspoed hê nie. Wie die waarheid verdraai, sal ondergaan. Jesus sê, Matteus 10 vers 34, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. Dis duidelik in die comments dat die meerderheid vir die leuen staan. Dis duidelik in die comments dat die bokke van die skape geskei word. Ek bid dat die Here julle genadig sal wees. Ek is nie 'n lou Christen soos julle nie. Ek is een wat vir die waarheid staan. En ek sal baklei dit, vir dit. Maar julle wil eerder mooi woordjies, met mooi woordjies en leuns wil julle aan die slaap gesis word, sies man. Julle sal ook predikante steenig sodra hulle preek oor sondes en dat julle sondes moet bely en terugkeer na Christus. Gaan wonder die land is in sy kanon nie. Dis oor julle geloof. Maar God julle genadig wees.